beste kykers, ons is bly dat u vandag weer eens by ons ingeskakel is op Homebase TV of op die radio en saam kyk en luister na die program Godsdienst en die Koerante. Ons saai uit hier vanuit die Kaap as 'n onafhanklike Christelike stasie waar ons kyk wat die week se koerante of die koerante wat nog oorbly, Afrikaanse koerant en dan natuurlik nog Engelse koerante ook, praat oor godsdienstige gebeurtenisse. Nou hier by my weer eens het ek vir Regard baie bly jy kon daarmee so opdaag, ek weet nie wat ek sonder jou sou doen nie. Jy is daarom altyd partytjie so nee. Ons hoop so Ja. Ons probeer maar. Pragtig. Nou wat het jy om daarmee te begin? Ons het 'n interessante prentjie hierso. Ons sien hierso is 'n boeddhiste monk wat hierso staan. Het sê so, a Thai Buddhist monk performs a religious rite blessing elephants and mahouts to mark the National Elephant Day at the Autuai Elephant Palace and Royal Kraal in the World Heritage City of Autuai, Thailand. Interessant, so hulle is besig om die olifante te bless. En wat is daar 'n World Elephant Day? Ja, is National Elephant Day. Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Ek ook nog nie. Maar die boeddhiste is ons geweldig baie met diere te doen daar. Ons het ons laas keer gepraat van ons Vrouedag. Nou sien ons daar is 'n olifantdag, maar ons nog nie 'n mannedag nie. Ja nee, wat man stel nie. Ai. Dis 'n Hulle storie. dink mos hulle kan klaarkom sonder mans. Maar in elk geval, wat het oom daarse vir ons? Jong, jy weet ons praat heelwat oor honde en ons gaan nog weer oor honde praat. Maar ek het nou hierdie brug gekry vir al die kykers en luisteraars wat van katte hou, al die katliefhebbers. Ons moet dan met die katte ook so nou daar inbring. Kan nie net oor honde en Olifante praat. olifante praat nie, nee. Nou is hierdie ene, kyk hierso, Whiskers of Wisdom. Nie Words of Wisdom nie, Whiskers of Wisdom. En het sê, from meditation to mewdation. Nou mew is M-E-O-W, soos 'n kat maak 'n mew. Mewdation. Double point, temple cat dishes out high fives and good vibes. Dis wat 'n tempelkatte. Ja, moenie jou gesig so trek nie. Wat in 'n tempel is so. Ja, luister nou hier. Sjoe. I don't know about you, but watching animals do adorable things is a top tier entertainment. Ek moet sê, ek moet saamstem, as jy gaan kyk op YouTube na van die video's wat die meeste views van alles het, dan is dit katte of honde, wat ook al, video's, dit kry die meeste. Diere maniere. Ja, dis letterlik, dit kry die meeste views, meeste mense hou daarvan om na te kyk. Fascinerend. Ja. Nou sê hulle, Zhuan Temple, known for its peaceful gardens and centuries-old Buddhist traditions. Jy weet, hierso weer, met die diere kom die boeddhiste, ne? Has a reason for visitors to flock in. Not for deep meditation, but to get a high five from a stylish cat. Jy is nie katte begin oorneem. In the clip, the cat is seen extending its paw to visitors as if bestowing them a positive blessing. Positive is P-A-W, kat se paw, ne? Ag nee. S-I-T-A-W, positive blessing, met die kat se hand, ne? Waar sy jy so groet daar, so a positive blessing. The video was first shared by the Instagram account China Focus with an overlay text reading, Temple cat gives 5 highs and blessings to all. Soos nou kan jy 'n katseëninge gaan kry daarso by die tempel. Dan sê dit, visitors are convinced this cat is the real deal, with some saying they feel extra lucky after a high five, while others are just there for the cutest temple moment of their lives. In Buddhism, animals are often seen as spiritual guides. Spiritual guides. Soos diere. Diere is nou geestelike leiers vir mense. Kan jy nou dit glo? Ja. Ek het nou gedog, daai mense het die olifant aan die stert beet, maar lyk my hierdie mense het die kat aan die stert beet ook. Nee,
Die kat en die olifant het ons aan die stert beet, behalwe ons het nou nie 'n stert nie. Ai. Ja. Animals are seen as spiritual guides. Maar word jou geestelike leiding kom nou uit die vlak, 'n lae vlak van 'n dier uit. Dit wys jou daar's fout met hierdie godsdienst, né? Sure. So maybe this legend actually knows what it's doing. Or maybe it's just a cat who figured out the high fives equal attention. Sure. In Nara, Japan, sacred deer roam freely in the city's parks and temples, bowing to visitors in exchange for treats. These revered animals are considered messengers of the gods. But let's be honest, they're also just really good at working the system. No, Kera. They are viewed as messengers of the gods, diere. Dis malligheid. Want ek bedoel as jy nou vat, as jy as 'n messenger of God, is normaalweg as jy sien, dit is iemand wat 'n profeet is, wat 'n boodskap bring van God af. Of selfs engele of wat. So, dit is amper, dit is, om dit te sê, dit is godslasterlik. Ja, dit is nie eens humanisme nie, dit is dierisme, dit is nou verlaag tot die vlak van diere. Sure. En diere is nie morele wesens nie. Dan sê dit, then there's the Kami Mata temple in India, where thousands of black rats are not just welcomed, but worshipped. Worshipping a rat. Devotees believe these rats called kabas are the reincarnated souls of their ancestors. Nou kyk nou daar, ek kan so hulle glo ook in voorvadergeeste, en hulle glo nou, dit is nou 'n rotte wat rondhardloop. Wel, dit is nog erger as dit nou waar is, met my kat nou al baie voorvaders opgeëet. Ai. Dit is erg. Spotting one of the rare white rats is seen as a sign of good fortune. Some might find the idea unsettling, but for the temple's followers, sharing a meal with these furry residents is a deeply spiritual experience. Ek weet nie wat om te sê nie, oom. Ek het nog nooit van soiets in my lewe gehoor nie. Jy lag maar net. Kyk, ek het altyd soos hoe ek gesien het die boeddhiste en so, en ek maar net altyd gedink hulle hou van diere en hulle vriendelike goeie mense en so voort. Meeste van hulle is soos vegetarian of vegan. Ja. Want hulle eet nie diere nie. Ja. En so ek het net gedink hulle hou van diere en wat ook al, maar ek het nie geweet hulle is so erg oor. Ja, dit is 'n bietjie is tragies om te sê, maar dis 'n valse godsdienst en ons moet die ware godsdienst na hulle toe neem. Dan na 'n ander ding om. Ja. Bietjie na die paus kyk. Dit sê hierso paus na 5 weke uit die hospitaal. Ons het mos laas keer gepraat oor toe hy in die hospitaal was en ons het nie gedink hy gaan dit maak nie. Ja. En nou sê dit hy is nou uit die hospitaal uit. Ons was laas keer bang, ons praat oor die paus as hy klaar dood en ons dis is bietjie verouderd en jene, né? Nou gaan dit hierso, dit sê Paus Franciscus het gister die Gemelli Hospitaal in Rome verlaat nadat hy 5 weke lank hier vir 'n longontsteking behandel is. Hy het oomblikke voordat hy ontslaan is van 'n balkon af vir simpatiseerders gewaai. Sy eerste openbare verskyning sedert 14 Februarie. Soos hele tydjie, né? Wat hy daarso was. Ja, met baie ernstig. Die 88-jarige paus is op 14 Februarie in hospitaal opgeneem met 'n ernstige ligwegontsteking, wat die ernstige gesondheidskrisis in sy 12 jaar as paus was. So dit was die ergste wat hy nog. Ja. Maar hy is ook al nog 88. Hy is nie meer 'n jongeling nie. 'n Motor wat die paus vervoer het, is deur Rome begelei deur 'n konvooi van polisievoertuie in die rigting van die hoofbasilika van Moeder Maria. Die paus het kort na die besoek na die Vatikaan teruggekeer. Die paus se dokters het Saterdag gesê dit gaan lank neem vir die paus om ten volle te herstel en het hom 2 maande se rus in die Vatikaan voorgeskryf. So hy gaan nou 'n bietjie gaan rus. Ja. Katolieke van oor die wêreld heen het gebid vir die paus se herstel. Pelgrims by die Vatikaan het gister hul verligting uitgespreek. Sy ontslag maak ons almal so bly en gee ons vreugde en hoop, sê Grazia Mara, 'n Italiaaner. En dit 'n prentjie nou van die paus waar hy gister gesit het op die balkon. Pragtig. Jy weet, ek hou daarvan om op die TV te kyk daarna die oorseese nuus. Plaaslike nuus kry ek te veel in koerante en maak my beteken ook maar 'n bietjie mismoedig. En ek kyk baie keer CNN en dan BBC en Sky News al so langs mekaar, daar op die radio en toe kom hierdie
bespreking op en hierdie prent op en ek gryp my selfoon en ek dink ek moet 'n onmiddellike foto neem want die mense gaan nie dink dat dit is waar nie. Nou hier is geneem in my sitkamer en kyk, hierdie foto sê daar, dit is op live CNN. Sure. En dit sê so op Pope Francis' health. Pope Francis came so close to death that his medical team considered stopping treatment. Sure. Soos hy was baie ernstig siek gewees, wel dubbel longontsteking is mos die ou mense genade dood wat die Here daai so sê hulle laat hulle kan rustig sterf daar soos. Nou as daarvan sy en dit gaan verder in 'n brug inlaat sy een verpleer het gesê nee los hom hy sal nog verder om kyk of wat ook al die dokters het gedink nee dit is verby is klaar sê die verpleer nee los hy sal hom help. Sure, dit laat my dink aan, ons het so 'n paar jaar terug, ek dink Reinhard het nog 'n onderhoud gedoen met 'n man, wat toe hy 'n kind was hy gepik deur 'n slang. Ja, sure. En hy het toe in 'n koma ingegaan, hy is hospitaal toe, en na ek weet nie hoeveel dae nie, het die dokter gesê, sy maat by hom by die bed gestaan, die dokter vir haar gesê, hy gaan dit nie maak nie. Jy weet, hulle moet nou maar afskeid neem. Maar die ergste van alles is, hy was in 'n koma in hakkies, maar hy was van alles bewus, hy het alles gehoor, hy kon nie praat nie, hy kon nie beweeg nie, hy kon nie sy oë oopmaak, maar hy het alles gehoor. So alles wat hulle gesê het om het hy gehoor. En hy het gehoor hoe die dokter vir sy ma sê, hoor jy weet, hy gaan dit nie maak nie. Dis skrikwekkend hoor. Hy seker wakker geskrik nie. Nee, hy het nie dadelik, ek dink hy het eers 'n paar dae later het hy weer bygekom, maar dit is nogal skrikwekkend om te dink, jy weet, hulle besluit nou maar, jy weet, dit is nou maar te laat en dan. So, mens weet nooit nie. Presies. Dan gaan dit aan hierso. Vatican City. Pope Francis marks 12 years of papacy in a month in hospital. So, hy's al 12 jaar dat hy paus is hom. Ja, dis al 'n hele rukkie. Dit voel asof hy nou die dag die tyd stap aan nou, Karel. Dit sê so, dear Pope Francis, from here, from your home, from your club, from your beloved son Lorenzo, we send you a big hug. Team captain Iker Minion said in a video in Spanish posted on Instagram yesterday. The Argentinian Pope loves football and has long supported the San Lorenzo club in Buenos Aires, where he went to watch matches with his father as a young boy. The Vatican's diplomatic corps took part in a mass for Francis, who on Thursday celebrated his 12 years of papacy with a small piece of cake, according to the press office. Ja, soos hy is eintlik 'n sokker. Lyk my so, ja. Soos hy is nogal redelik menslik. Ek moet sê, die Suid-Amerikaners is nogals erg oor hulle sokker hoor. Ja, absoluut. Ek het altyd gedink, mense in Engeland, kyk, hulle kan nogals erg wees oor sokker. Maar ek moet sê, ek dink die Suid-Amerikaners is nog erger. Ja, nee, dit is erg. Okay, hier staan nog 'n bruggie oor hom. Dit sê, Pope will need 2 months of rest. So hy is nog glad nie so gesond nie. Dit sê so, toe hy nou uitkom, his face looked swollen and there were bandages visible on both arms underneath his white cassock during the appearance, which lasted only a few moments. Dan gaan het en sê so, sy een dokter, Alfieri, said it would also take time for him to regain full use of his voice after battling a respiratory infection for so long. So hy kan blijkbaar nie duidelik praat nie, sy stem is nie alles daar nie. Ja, soos hy het redelik rus nodig. En dan sê dit hierso, Pontiff approves 3-year Catholic Reform Project. Pope Francis approved a new 3-year process to consider reforms for the global Catholic Church, the Vatican said on Saturday. In a sign, the 88-year-old Pontiff plans to continue as Pope despite his ongoing battle with double pneumonia. Ek het regtig gedog, hy gaan aftree. Ja, ek ook. So ja, sure. Francis extended the work of the Synod of Bishops, a signature initiative of his 12-year papacy, which has discussed reforms such as the possibility of women serving as Catholic deacons and better inclusion of LGBTQ plus people in the church. Ons moet baie plusse nou. Ek dink dit is eers nie LGBTQ nie, dit gaan nou tot by Z. Dis erg.
The Synod, which held in conclusion Vatican Summit of Bishops on the future of the Church last October, will now hold consultations with Catholics across the world for the next 3 years before hosting a new summit in 2028. Ja, dan gaan Anderson sê, Francis approved the new process for reforms on Tuesday from Rome's Gemelli Hospital. Kira, né? Hy is nog baie actief, sy kop is nog helder daar. Where's being treated, the Vatican said on Saturday. Jy sien, soos elke paus los 'n groot nalatenskap, mense wat hy aanstel kardinale of meer konservatief of 'n bietjie meer liberaal. So, dit is baie soos 'n president. Ja, presies so Amerikaanse presidente. Sure. Hulle nalatenskap is die regters wat hulle aanstel in die Hooggeregshof bietjie meer liberaal of bietjie meer konservatief of wat ook al. En hier is ook hy neig 'n bietjie meer na liberale kant toe, né? The Pope has been in hospital for more than a month. His friends and biographers have insisted over that he has no plans to step down. Soos hy wil nie, né? The approval of a new 3-year process indicated he wants to continue, despite the possibility he might have a long, fraught road to recovery from pneumonia, given his age and other medical conditions. The Holy Father is helping push the renewal of the Church towards a new missionary impulse, Cardinal Mario Gresh, the official leading the reform process. The official leading the reform process, soos 'n hele afdeling wat kyk na hervorming, tell the Vatican's media outlet. This is truly a sign of hope. Nou ja, hy is nou nog gespaar vir 'n ruk om nou nog verder te bou en uit te bou. Ja, jong, nou gaan ons oor na 'n heel ander onderwerp en ons stel nou 'n onderwerpie op wat nou afgelope paar jaar nou kom en karring en aangaan ensovoorts. Dit was interessant hierdie siklusse van nuus. Jy dink jy's klaar dan oor 2 weke is dit weer berigte en so gaan dit baie interessant. Partykeer skiep dit 'n paar maande wat nie so baie is nie en dan iewes skielik dan kom maar weer. Presies daarso. Nou hierdie was redelik aan die gang en dit is aangaande die NG Kerk en die NG Kerk in Namibië en dit sê die verhouding het verander. NG Kerk in Namibië breek weg. Nuwe tipe verbintenis, hopelik bekyk, sê sekretaris. En daar's 'n prent NG Kerk Suiderhof in Namibië. En hulle het nou gestem om weg te breek van die NG Kerk in Suid-Afrika en as 'n hele synode af te stig en weg te breek en onafhanklik te raak daar. En ons dit is interessant, né, dat hulle nou daai besluit gemaak het. Ja. Ek dink hulle het seker ook nou moeg geraak vir al hierdie dwaalleer wat verkondig word. Ja, hulle moes omtrent 2,5, 3 jaar gelede gesê, hulle gaan met die synode praat om hulle te bekeer, en as hulle nie bekeer en terugkeer na die Bybel nie, dan gaan hulle op hulle eie pad stap en hulle gaan daar die artikel 37 gebruik, wat dit moontlik maak dat die synode kan heeltemal wegstap. Soos nou stap hulle weg. Ja, en daar's 'n prent nou, NG Kerk in Suiderhof in Namibië. Sit hulle almal daar vir die synode. Ja, Suiderhof, dit is waar daardie dominee Dubois du Toit is. Ons nou 'n paar keer om gepraat, want daar's eintlik 'n Dubois du Toit senior en Dubois du Toit junior. Altyd mooi kyk wie is dit. En hierdie Dubois du Toit van Suidwes, hy het 'n baie interessante program, Dink Bybels. Hy het ook so 'n videoprogram wat hy elke keer uitstuur, Dink Bybels. Dan bring mense Dink Bybels terug na die Bybel toe. En ek het met hom gekorrespondeer nou daar per WhatsApp en hy sê my, daar was by hulle, die stemmery was 64-12. Dus dit was 'n groot meerderheid, 86% meerderheid daar. Maar hy sê daar was 6 mense wat baie daarteen was en 4 van hulle kom uit een gemeente uit. En hy noem toe daarso. Hy sê herinner hom aan daardie Engelse gesegde wat sê
As the pulpit goes, so go the pews. Nogal interessant. Volg jy, as the pulpit goes, wat die predikant, die dominee preek van die pulpit, so the pews go. Die mense wat daar in die stoele sit, in die pews sit. Sure. Soos die predikant kan 'n groot invloed hê, om hulle laat Bybels dink, of laat hulle onbybels dink. En by hierdie een gemeente was daar blijkbaar nou 'n dominee wat die mense redelik onbybels laat dink het, en hulle was van die groepie wat het nou teëgestaan het. Maar kom ons lees nou alles neer en kyk ons presies wat daar aangaan. Is baie interessant in die reaksie hierop ensovoort. Dit gaan nog 'n paar weke nou nog reaksie en dan nuwe ontwikkelinge en dan nuwe mense wil aansluit of nie, mag 'n gemeente aansluit uit Afrika, of net 'n ring of wat of hoe, wat se implikasies en die terugbakleiery en terug en stop en blok en al dinge. Interessant die dinge, né? Dit sê so, die Nederduits Gereformeerde Kerk NG in Namibië se besluit om die Algemene Synodale Moderamen ASM, oftewel die kerk se bestuur in Suid-Afrika te verlaat, is bekragtig. En dis geskryf deur Bruton Cupido. Hy is nou 'n nuwe godsdienstskrywer, hy skryf nou aan die Burger hierso. Dr. Nyauma Venter, algemene sekretaris van die ASM, het die besluit deur die NG Kerk Namibië aan die Burger bevestig. Venter sê die gemeente Namibië die besluit wat sedert 2022 oorweeg is, nie oorhaastig of liefdelik geneem nie. Inteendeel, die besluit om uit die verbintenis met die ASM te tree is reeds in Maart 2022 geneem. Maar 'n proses is gevolg om 'n besluit eers met plaaslike gemeentes en met die ASM te kommunikeer. Soos dit is nou 3 jaar lank wat die proses nou aangaan, dat het seker maak, wil die ASM, wil die Algemene Synode self bekeer of nie. Die Namibiese struktuur van die NG Kerk het 23 gemeentes, 31 leraars en sowat 14.000 lidmate. Venter sê dit is belangrik vir so klein synode om so na as moontlik aan 'n konsensus te kom, en hulle het tot 'n konsensus, tot 'n redelike goeie konsensus gekom, ja. Sjoe, dan gaan dit aan, dan sê dit, 'n mens kan bloot respek hê vir hoe die Namibiese leierskap hierdie proses benader en deurgevoer het, sê Venter. Stemmery het donderdag by die NG gemeente Suiderhof in Windhoek plaasgevind, waar 'n synodesitting van 19 tot 23 Maart plaasgevind het. Sowat 80 afgevaarders het die saamtrek bygewoon. Die burger wou by Venter weet of dit as 'n skering beskou word. Venter sê toe die ASM in 1962 tot stand gekom het, is daar in die kerkorde van die kerk, artikel 37, voorsiening gemaak vir die moontlikheid dat 'n deelnemende synode ook weer uit die verband kan tree. So dit is moontlik vir hulle om uit te tree. Volgens die wet volg se reg kan hulle, en dit was 'n groot debat nou, daar's verskillende synodes in Suid-Afrika wat ontevrede was en hulle wou ook wegbreek, maar hulle kon nie die vereiste aantal stemme kry in 'n streek synode. So jy het seker hoeveelheid stemme nodig en dan kan jy uittreë. Ja, soos jy moet definitief die meerderheid kry en meer as die meerderheid eintlik, soos nie een plaaslik kon doen nie. Vrystaat wat nou 'n paar maande gelede synode gehad, hulle gedink, hulle gaan nou miskien nou reg kry, maar hulle het ook kon ook nie meerderheid kry nie, maar hulle gaan later weer 'n synode hê en dan sal hulle weer kyk en so voort. Soos hierdie is nou 'n voorbeeld van wat kan gebeur en nou gebeur het. En miskien gaan dit mense aanpoor en motiveer om weer te probeer en voort te gaan en te kyk as dit moontlik is hier in Suid-Afrika. Ja, maar daar is altyd 'n teenreaksie, né? Dit is so. Teenreaksie, stop, kry hulle terug, hou dit, en dit sien 'n mens daarso. Dan sê dit, ons is hartseer hieroor. Is dit 'n skering? In hierdie stadium is die kerk in 'n beweeg van voorneme en ons verwelkom dit om die verhouding met die AS te herdefinieer in 'n bilaterale ooreenkoms, sê Venter. Annelien Miller, algemene sekretaris van die NG Kerk in Namibië, het in haar kommunikasie in die ASM te kenne gegee die verhouding tussen die NG Kerk Namibië en die ASM het verander. Ja, heel verander, né? Die NG in Namibië is dankbaar vir die vele gesprekke, vergaderings en korrespondensie oor 'n tydperk van 2,5 jaar, sê Miller.
Ja, so dit was nie oorhaastig skielik, hulle het baie mooi oordink en bepeins en probeer om die algemene synode te hervorm, maar dis onmoontlik. Soos maar wat Luther probeer het met die katholieke kerk. Hulle tot bekering te bring en insig te bring, maar nee, hulle wou nie. Venter sê die ACM laat nie hulle broers en susters in Namibië agter nie, al gaan die verbintenis vorentoe anders lyk. Ons vertrou dat hulle ook ons nie sal los nie. Vir nou het hulle egter gekies om hulle eie konteks nie te soek na wie hulle is en wat hulle roeping in die land is waar die Here hulle geplaas het, sê sy. Venter sê hulle ontken geensins dat daar oor sekere kwessies spanning en ongemak in die kerk is nie. Die NG Kerk was nog altyd 'n kerk wat 'n groot verskeidenheid van menings en standpunte geakkommodeer het. En dit is steeds so, sê sy. Volgens haar word eenvormigheid ook gereeld getoets. Die een plek waar die ASM op 'n deurlopende basis eenvormigheid toets, is in sy dagbestuur, wat elke 2 maande vergader, en in sy moderamen vergadering, wat 2 keer per jaar in lewende lywe plaasvind. Die dagbestuur word saamgestel uit voorsitters van elk van die onderskeie synodes. Venter sê in alle bestuursgroepe is daar uitsonderlike eenvormigheid oor wat die NG Kerk tans as hul identiteit en roeping onderskei. In beide hierdie ruimtes is diverse stemme en so soek ons saam die mees verantwoordbare pad vorentoe, sê sy. Venter sê hulle bly hoop dat die ASM en NGK in Namibië tog wel in 'n ander soortige verhouding of ooreenkoms aan mekaar verbind kan bly. Soos ons sal nou sien wat gebeur daar en hoe dit nou alles vorentoe verloop. So daai was nou die burger uitgewees om. Uit die gedrukte burger, die burger is eintlik die enigste gedrukte Afrikaanse koerant. Hy is van die Kaap, Wes-Kaap, die arme noorde en die Vrystaat en al daardie gedrukte koerante is met groot fanfare is dit nou gestop tot hartseer van vele mense, insluitend myself en ek hoop jy ook. Ja nee, dit is baie hartseer oom. Dan het ons nou hier een uit die rapport uit oom, maar die rapport kry ons nou net elektronies. Elektronies en dan ook net losberigte, nie meer in 'n koerant formaat nie, net so 'n klomp losberigte, jy moet soek, anders mis jy van die dinge daar. So dit is geskryf deur Johan Eybers en die opskrif is Namibiese synode breek weg van NG Kerk. Dis 'n hartseer dag. Ons respekteer die selfstandigheid van die NG Kerk in Namibië en is bewus van die uitdagings wat in daardie konteks aan hulle as 'n kerkfamilie gestel word en dat daar ook 'n eie soortige roeping op hulle in hulle land wag, sê Dr. Neoma Venter, hoofsekretaris van die ASM van die NG Kerk. Venter sê die moderamen hoop om spoedig met die NG Kerk in Namibië te vergader, ten einde duidelikheid te verkry oor hoe ons hul besluit teologies moet verstaan. Nou wag nou nie, laat ek kyk wat staan daar. Teologies moet verstaan. Ja, hulle moet nou duidelikheid kry oor hoe ons hul besluit teologies moet verstaan. Nou, ek verstaan nie hoe hierdie Dr. Neoma Venter, die hoofsekretaris van die Algemene Synode Moderamen, dit kan sê nie. Ek is nie 'n teoloog nie en ek verstaan presies wat Namibië gaan doen. Ek verstaan presies die redes en die teologiese redes is eenvoudig genoeg. Die koerante was vol daarvan gewees. Maar nee, nou moet hulle, die moderamen moet nou vergader om te probeer die besluit teologies verstaan. Ek dink ook 'n baie belangrike punt is wat ons al gelees het in die vorige gedeelte uit die burger, waar dit spesifiek genoem het, dat hulle het al die besluit gemaak in 2022. Ja. So hulle het nie nou eweskielik uit die bloute uit, okay, ons breek weg nie. Hulle het in 2022 en hulle het dit baie duidelik gemaak in die ASM, wat hulle redes is. Ja. Verstaan, so nou, vir hulle, om te kom en te sê nie, maar ons moet nou probeer om het teologies te probeer verstaan, hoekom julle nou wegbreek. Verstaan, dit is mos nou maar net baie verregaande van my. So ja, nee, dit maak glad nie sin nie, né? So. Dan sê dit hulle wil ook oor die pad vorentoe besin en oor hoe hulle op 'n nuwe
en welwillende wyse kan saamwerk. Die Namibiërs se besluit om uit hulle verband met die Algemene Sinode te tree kom na jare van spanning, gesprekke en 'n lang proses van oorleg, onder meer oor selfgeslagverhoudings. So dit is baie duidelik wat die redes is, hoekom hulle nie meer saam in die ASM kan werk en onder hulle kan wees nie. Ja. Ek dink net vir die ASM is dit mos dis nie 'n goeie beeld nie. Verstaan, vir hulle is dit mos nou nie positief dat daar nou 'n sinode wat wegbreek. Maar die ASM wou geen toegewings maak nie. Hulle kan eintlik nie sonder 'n algemene sinode vergadering nie, maar hulle het groot invloed, hulle kan leiding gee daar, maar hulle was vasgevang, die woord is mos, wat daar die groot woord, nou daar, wat hulle gebruik het daarso, vasgelooptheid. Hulle het vasgeloop, hulle weet nie herwaarts of derwaarts nie, en toe moes die een klomp gemeentes herwaarts, en die ander klomp gemeentes moes derwaarts, en elkeen kan nou besluit. Wil jy herwaarts of wil jy derwaarts? Jy kan nou besluit wat jy wil glo. Is daar 'n duiwel of is daar nie 'n duiwel nie? Kan gays nou trou of verbintenis hê daar of nie? Jy kan maar glo in die skepping of jy kan glo in evolusie. So gaan dit aan daar. Ja. Nog vis, nog vlees. Dit sê die besluit om die naastring met die Algemene Sinode te knip is donderdag geneem. Ja, ons gaan nou nie alles in hierdie brug lees nie, want daar's nogal oorvleeling met die vorige brug. Ons kyk wat is nuut hierso. Dan sê dit verder, binne die NG Kerk in Namibië was die besluit om uit te tree nie sonder teenkanting nie. Ja, dit is altyd so, jy is nooit 100% aan een kant nie, né? Volgens 'n berig in Kerkbode het Dominee Zak Pinaar hom van die besluit gedistansieer en dit as 'n skeuring beskryf. Hy het gewaarsku oor die pynlike gevolge van sulke skeidings, soos gesien in die geskiedenis van die NG Kerk in Afrika en die Verenigde Gereformeerde Kerk. Intussen is al hoe meer gemeentes op Suid-Afrikaanse bodem wat hulle bande met die Algemene Sinode opskort. Die Tynedal gemeente in Sasolburg het Dinsdag besluit om hul verbindings met die NG Kerk te beëindig en as 'n onafhanklike kerk voort te bestaan. Die gemeente met sy 569 belydenis en dooplidmate het met 'n volstrekte meerderheid vir die uittrede gestem. Sjoe, dis 'n groot gemeente. Dit is 'n groot gemeente, ja, partyke van die kleiner né? Ek onthou ons het laas gepraat oor Parys-Suid. Ja. En toe sê een aantrekking, hulle is 'n kleiner gemeente, en hulle is al die ou mense. So wat moet die mense sê? Ek wou dit is 'n groot gemeente, 569 mense. Ja, En ek seker van nie dit is net 'n klomp ou mense nie. Nee. Sasolburg, dit is 'n myn dorp, arbeidsdorp daar. Dan gaan hy aan en sê dit in 'n skerpe woordebrief wat vandag in rapport verskyn, beskuldig Dominee Pieter Prinsloo, leraar van Tynedal, die NG Kerk se leierskap daarvan dat hulle wraakgierig optree teenoor behoudende leraars en gemeentes wat getrou aan die skrif wil bly. Met die brief bedank hy ook formeel as NG-leraar, sedert 2023 het 18 ander gemeentes hulle bande met die Algemene Sinode opgeskort. Hierdie gemeentes verteenwoordig 1.06% van die NG Kerk se totale lidmaatskap. So, het praat hierso van 'n brief wat gaan verskyn in 'n rapport om. Ja, ek sou graag daardie brief nou wou lees, maar daar gaan ons in vandag se program klaarmaak en ons hou hom oor tot volgende week. Okay, so ons gaan volgende week hom deurgaan. Ons gaan daardie brief deur en dit is 'n langerige brief en eintlik is dit 'n baie hartseer brief en dit wys die trauma wat met al die dinge gebeur gaan en die trauma op plaaslike gemeente vlak. As die gemeente die Bybel wil volg en nie al die nuwe liberale onbybelse sin wil volg nie, dit is traumaties vir die gemeente, traumaties vir lidmate, traumaties vir die dominee. Partykeer word dit uitgewerk en partykeer draai die gemeente se sieninge om. Ons sien dit by Sosloe en plekke daarso, soos dit is. Is eintlik 'n hartseer saak. Ergens een ons gepraat een van die opskrifte. Ja, hier terra. 'n hartseer dag hierdie in so opskrif daar. Ja, ai.
Nou, kyk, hierso is nou daar 'n hele paar berigte en verslae gekom. Hierso is nou ene wat verskyn het in die Kerkbode. En dis geskryf deur Leroux Schoeman. Onthou Leroux Schoeman, hy is redakteur daar. En hy het hierso 9 vrae aan Jan Libbe na Namibië besluit om uit verband te tree met algemene sinode en sodoende die samestellende sinodes van die NG Kerk van 10 na 9 te verminder. Nou, dit is redelik lank, ons gaan nou nie alles lees, maar ons gaan kyk na die hoofvrae daar, en ek moet sê, ek self het so 'n paar weke gelede gedink, Namibië gaan dit nie doen nie. Regtig? Ja, want al die ander het dit nie gedoen nie, en na die kommentare by die afgelope algemene sinode en die ASM-vergadering, jy weet, hulle weer gepraat daar, natuurlijk ek kan nou nie in diepte inslaan daar, maar ek dink hulle gaan ook swaai, want eers sou Goudland sou gebruik maak van die afskeidingsopsie, en toe die Oos-Kaap en die Vrystaat almal gedink hulle sal, en almal het half koue voete gekry, soos ek het ook half gedink, en ek dink amper die algemene sinode mense ook gedink, nee wat, daar gaan, hulle sal nie so hulle is nie nou 'n bietjie geskok. Ja nee, ek dink almal is nou bietjie wakker geskrik, wat eintlik 'n baie Maar dit sê nou daarso, ding daar's nou 9, is nou 10 gewees, Ja. Een is nou weg. Ja, Ek dink daai gaan verander oom. Daai 9 gaan minder word. en die volgende sterkste een is die Vrystaat, en hulle was hier so by die 44-50% wat Sure. teen wat gestem het om te onttrek. Natuurlik was die minderheid, maar daardie kan meer Ek dink of sodra minder- mense begin sien, Ja, en die verskil begin sien, en daar's nou al reeds nou hierdie Namibië het nou reeds in hierdie paadjie begin afgaan, dink ek dit gaan verander. ja, ons sal Dis kyk wat en sien. ek dink. Nou is die eerste vraag hierso. Waarop reageer die Namibiërs hier? En dan antwoord Jan Libbe. Die eintlike vraag is dus waarom die 2022 sinode van die NGKN, dis die NG Kerk Namibië, gereageer. Dis die NG Kerk van Namibië gereageer het. Dit weet ons, was kort na die 2019 algemene sinode se besluit oor selfde geslag verbintenisse. Natuurlik het dit om meer gegaan in 2022 en in alle gesprekke sedertdien ook rondom die 2023 algemene sinode. Ja, ek bly ek gee die bietjie perspektief. Dis nie net oor die gays, is 'n hele paar aanloop dinge daar wat ook. Dieselfde geslag verbintenisse was nou die laaste strooi, né? Ja. Wat alles laat vouwe daarso. Dan vraag nommer 2. Wat is die praktiese kerkorder reëling wat hierdie skuif moontlik gemaak het en hoe het daardie reëling tot stand gekom en vir watter doel? Die swarte punt in daardie artikel is die frase wat so uittrede uit die algemene sinodale verband voor God in die lig van sy woord geregverdig moet wees. En dit is waarom die Namibiese gesprek die afgelope 5 jaar so intens was, ook in ander sinodes. Ja, kyk, hulle praat hier so van afgelope 5 jaar, nie net 2 jaar, hulle het 3 jaar gelede nou ernstig hulle toe besluit, hulle gaan Maar dit onttrek, is al langer as dit aan die gang. ja, heel wat langer, as die algemene sinode nie tot bekering kom nie, en hulle het die Bybelse riglyn gevolg, Matteus 18, die pad geloop om hulle te probeer bekeer, laat hulle omkeer, en hulle het nou gebruik gemaak van artikel 37. Nou is die volgende vraag, wat is die voor- en nadeel van die oplossing wat Namibië gekies het en aan die besluit uitgespel het? Nou antwoord Jan Libbe, hy sê voor- en nadeel is dalk nie die regte woorde nie, ook nie wins of verlies aan die Namibiese of Suid-Afrikaanse kant van hierdie besluit nie. Die besluit sê in 'n sekere sin dat die spanning en stryd met en oor die algemene sinode van die kerk nou tot die verlede behoort en dat 'n nuwe pad voor die NGKN uitstrek. Soos daar's nou nie meer doelering of treur of wat ook al die pad geloop, die Bybelse pad, en die algemene sinode wou nie tot inkeer kom nie, en nou
gaan hulle aan daarso. Dan vraag nommer 4. Watter aspek van hulle besluit bekommer jou as voorsitter van die algemene synode? Hoe hulle self as NGKN die 2025 besluit gaan verstaan en hoe dit aan ons kant in die algemene synode en NG Kerke hier vertolk gaan word, dit laat 'n mens besorgd. As dit as 'n militante wegbreek en kwaadwillig hanteer word, gaan dit baie skade doen. Daar en hier by ons. En dit is waar. Ja. Maar soos wat ek sien, het hulle die regte stappe gevolg. Ja, en eintlik as ek reg onthou in 2020, hulle sê, as die algemene synode nie binne 6 maande tot inkeer bekering kom nie, dan gaan hulle nou die synode verlaat en van daardie opsie gebruik maak. En hulle toe nou 2,5 amper 3 jaar, daar het ek ook gedink, hulle gaan nou koue voete kry daar, want hoe langer die so ding uitrek, hoe meer kans hulle mense gaan omdraai. Maar nee, soos dit is eintlik nie 'n militante wegbreek nie, en die kwaadwilligheid was baie beperk. Soos ja, ons hoop, hulle praat dan nog met mekaar. Nou is die volgende vraag. Dink jy die klem op eenheid en saamhorigheid in die NG Kerk word soms geplaas ten koste van beginselsake waaroor mense verskil? Ja, dis 'n belangrike vraag, want die klem is altyd op eenheid. Ons moet eenheid hê, maar nou kom allerlei gruwels en onbybelse dwaalleer in, maar nee, ons moet eenheid wees daarso. Maar die ding is, as jy vat eenheid oom, mense gebruik baie keer die aspek van eenheid, as jy staal vat staal, en dit word gesmeld, en jy maak het 'n vorm daaruit. So, sê maar byvoorbeeld as jy nou 'n mes maak, of wat ook al dit mag wees. Daar kan nie eenheid wees in die staal, as daar klomp ander, ek wil amper sê, onsuiverhede is nie. Verstaan, dit maak dit baie swak. So jy kan nie sê, okay, hierdie mes is nou mooi sterk en skerp nie, want daar's onsuiverhede wat binne in daai staal is, dit moet uitgehaal word. As daai nie uitgehaal word nie, kan daar nie eenheid wees nie. Presies. So, en ons sien die voorbeeld wat Jesus vir ons gee van eenheid, verstaan? So, jy kan nie die twee meng nie, dit werk net nie so nie. Ja, jy kan nie eenheid voorhou om dwaalleer te bedek. Glad nie. En dis wat hier gebeur, né? Nou is die antwoord, wanneer eenheid en saamhorigheid magsuitdrukkings word, wat gaan oor beheer en struktuur en om mense te dwing, ja. En dit kan van enige kant af gebeur. Ons eenheid en samewerking is in 'n gereformeerde kerkfamilie en dit behoort juist te kom vanuit 'n dieper beginsel, naamlik ons belydenis oor Christus en sy kerk. Dan die volgende een. Watter rol speel die tydsgees in die verwikkelinge in die NG Kerk en wat is die sterkste strominge wat jy sien? Tydsgees speel altyd en oral 'n groot rol in hoe kerke hulle self en hul roeping verstaan. Ons eie geskiedenis as kerkfamilie van vanjaar presies 360 jaar sedert 1665 illustreer dit op 'n verskillende maniere. Dit is nie iets niets of noodwendig boos nie. Die vraag is eerder wat jy of ek as die tydsgees verstaan. En daarmee sê ons natuurlik veel meer oor hoe ons onsself en die konteks waarin ons leef verstaan. Ja, jy sien tydsgees neem jy in ag, maar jy kan nie die Bybel totaal herinterpreteer en verander en daarteen gaan. Die ding, en tydsgees 'n verskoning maak. Die ding is, as dit kom met waarheid, en spesifiek met dit wat God vir ons gee as waarheid, maak nie saak hoe oud dit word nie, dit bly dieselfde. Verstaan, morele waardes, standaarde wat God vir ons gee, verander nie. Verstaan, dit bly altyd dieselfde. So jy kan nie sê, dit wil sê, die 10 gebooie moet maar verander, want ons leef in 'n nuwe era. Ja. Ons kan nou maar steel, dis okay. Ons kan nou maar moord pleeg, dis okay. Verstaan, jy kan nie so redeneer nie, verstaan, so waarheid bly waarheid, dit bly altyd dieselfde. Ja. Die mens kan verander, die mense gedagtes kan verander, maar waarheid bly dieselfde. En dis die hele ding is dat, sodra jy opstaan vir dit, dan sê jy, nee maar, soos die Engelse woord sê, daai persoon is old-fashioned. Jy weet,
Hy is nie met die tyd nie, hy is verouderd. Beweeg. Ja. En dis ek kom so snaaks is van die vorige keer ons gelees het, en hulle het gesê is 'n klomp ou mense in daai kerk. Ja, is miskien 'n klomp ou wyse mense in daai kerk, miskien kan jy iets by hulle gaan leer. Gaan leer by hulle. Verstaan, so hulle insigte. In elk geval, dis nou maar hoe die lewe is. Dan het ons hierso 'n oop brief aan Jan Liebe, die NG Kerk op 'n kruispad. Johannes de Villiers van Ewersdal skryf, die rol van 'n leier in 'n tyd van krisis is om die waarheid te verkondig en die kerk op 'n pad van integriteit te lei. U antwoorde op kerkbode se vrae is met groot belangstelling gelees, maar dit het reeks belangrike vrae laat ontstaan oor die rigting waarin die NG Kerk beweeg. Daarom rig ek hierdie brief direk aan u, in die hoop dat u bereid sal wees om eerlik en selfkrities hierop te antwoord. Nommer 1. Skrifgesag en die veranderende waarheid. Vraagteken. Dis mos wat jy nou net Ek nou net dit genoem, nee. Daarna verwys, ja. In u antwoorde blyk daar 'n bereidwilligheid om Bybelse kernwaarhede binne 'n nuwe konteks te plaas, aangepas by die tydsgees en moderne denke. Jy sien aanpas en verander, want die tyd het verander. Jy moet aanbeweeg. Dit bring my by 'n fundamentele vraag. Indien God se woord vir ewig vasstaan, Jesaja 40 vers 8, met watter gesag durf 'n mens dan die skrif aanpas by hedendaagse ideologieë? Die geskiedenis wys dat kerke wat die skrif afwater en in pas probeer bly met 'n veranderende wêreld, uiteindelik self irrelevant word. Hoe regverdig u hierdie benadering in die lig van 2 Timoteus 4 vers 3-4, waar Paulus waarsku teen mense wat hulle eie leraar soek om te sê wat hulle graag wil hoor? Baie goeie punt. Ja, hierdie Johannes de Villiers vra nou hier so 'n hele paar ernstige vasvrae na aanleiding van daardie vorige berig, né? Nou sê punt 2, hervorming of afwyking, vraagteken. U beklemtoon die beginsel van semper reformanda, die voortdurende hervorming van die kerk. Dit is 'n belangrike beginsel, maar dit beteken om terug te keer na die skrif en nie om daarvan weg te beweeg nie. Jy sien, hulle beweeg weg van die skrif af. Op 'n vinnige drafstap beweeg hulle weg, né? Hoe sien jy die rol van die skrif in hierdie hervormingsproses? Ja, die rol van die skrif. Wat staan in die skrif? Hoe lees die skrif? Indien die kerk voortdurend verander, waar lê die grens tussen ware hervorming en afvalligheid? Ja, jy kan so hervorm dat jy totaal afvallig word. Dit laat my nou dink aan die vorige waar ons gelees het van die paus wat ook besig is met 'n hervorming. Ja. En hy wil meer die LGBTQ mense deel maak van die kerk. Ja, Ons weet nie wat al sy planne is nie, maar hervorming lyk my is nie altyd 'n positiewe ding nie. Nee, glad nie, né? Op grond waarvan bepaal u watter Bybelse waarhede vasstaan en watter herinterpreteer kan word. Ja, daar is 'n baie fundamentele beginsel. Party dinge kan herinterpreteer word as of jy 'n hoed moet dra of nie, of wat ook al wat baie kultureel verwant is, maar ander dinge glad nie. Nou ja. Dan punt 3. Eenheid teenoor waarheid, 'n onmoontlike balans. U pleit vir die NG Kerk waar almal welkom voel en 'n kerkfamilie wat ruimte maak vir verskillende interpretasies van die Bybel. Maar hier ontstaan 'n morele dilemma. Hoe kan 'n kerk wat verskeie teenstrydige waarhede akkommodeer, getrou bly aan Christus, wat gesê het dat hy die enigste weg, waarheid en lewe is, Johannes 14. Indien die kerk kompromie aangaan in 'n poging om verdeeldheid te vermy, hoe verskil dit van die kerk wat in Openbaring 3 vers 16 as lou en nutteloos beskryf word? Ja, en dan vra hierdie Johannes de Villiers van Ewersdal is sommer om die draai van ja, waar ons klipgooi van ons af, nee, waar ons nou so sit en opneem hierso. Dan vra hierdie Johannes de Villiers en vra, waarheen lei u? Die NG Kerk is die posisie waar 'n enkele leier se besluite die toekoms van die kerk kan bepaal. Dit plaas 'n enorme verantwoordelikheid op u skouers, maar bring ook 'n vraag. Is u bereid om die volle verantwoordelikheid te aanvaar indien u besluite en teologiese leiding die NG Kerk uiteindelik tot verdere afvalligheid en leegheid? Vraagteken.
Volgende punt. Indien u verkeerd is in u benadering en ons kerk oor 'n dekade sterf, wat gaan u aan die Here sê wanneer u rekenskap moet gee van u lyding? Dan sê oproep tot ernstige selfondersoek. Dr. Libbe, hierdie brief is nie bedoel as aanval nie, maar as 'n ernstige oproep tot nadenke. Ware leierskap word nie gemeet aan hoe goed iemand 'n instelling kan bestuur nie, dit word gemeet aan 'n leier se getrouheid aan die waarheid. Ja, baie dankie vir hierdie diep besorgdheid en diep denke van Johannes de Villiers. Dankie dat dit geskryf het. Ek hoop die mense luister wat hy daar sê. Nou ja, nou is hier so 'n reaksie, wel nie eintlik 'n reaksie nie, maar 'n aparte brief, die Theoforie van Margate, wat hy in die kerkbode skryf, en hy sê, God is dieselfde God van gister, vandag en tot in ewigheid. Theoforie van Margate skryf, dis hartseer dat daar 'n skeuring gekom het, maar tog ook bemoedigend. Ja, jy sien, mense sien lig. Ek is maar net 'n lidmaat van die NG Kerk en my sê beteken seker nie veel nie, maar miskien moet die algemene sinode ondersoek instel oor die gevoel van ons lidmate oor hierdie onderwerp. Onderwerp is selfde geslagverbindnisse. Ons kan mos nie die woord van God aanpas by die wêreldse behoeftes nie. Ons God is dieselfde God van gister, vandag en tot in ewigheid. Los asseblief 'n bietjie al die hoë geleerdheid en raak vervul met die Heilige Gees van God. Ja, hierdie hoë geleerdheid bring die mense tot liberalisme en jy wil, ons mos laas gepraat voor, hulle wil alles mytologiseer, alles is mythes, jy kan aanpas, want het is maar net 'n storie ensovoorts, ja, nee? Hy sê dat sy oordeel by sy huis sal begin, in gewone taal gestel. Waak dan en bid. Ja, dankie Theoforie, soos hy wil hê die lidmate moet ook geken word. Baie mooi gestel. Ja. Dan het ons 'n brief hierso van Gerard Mane. Ja, Gerard Mane, lyk my daar lê 'n klokkie by jou. Ja, dit klink bekend. Ja, ek en jy was by sy huis gewees. Kyk, hy is die skrywer van hierdie boek. Hy het hierdie boek geskrywe, Die kerk met die verkeerde baas. En as 'n kerk nou hulle baas daar verloor en die baas gaan nou en hy gaan onbybelse dinge doen, dan het die kerk sy baas verloor. Is 'n baie goeie boekie. Kyk, as jy kan hierdie boekie hierso by ons koop, teen 'n baie redelike prys. Gerard is 'n vooraanstaande NG dominee, so in die Kaap, hy was eers in Transvaal, nou in die Kaap hierso. Dis 'n hele paar ander, kyk hierso, Frikkie van die kerk, hy is die Strand dominee, het ook daar geskrywe, en het 'n klasing ook geskrywe daar. Baie goeie boekie, jy moet hierdie boekie lees om te weet wat aangaan in die NG Kerk. Ek's baie bly Gerard skryf nog daar briewe daar. So, wat sê alles daar so? Hy sê so op 20 Maart het die NG Kerk in Namibië die algemene sinode waarvan hy sedert 1962 deel was, gegroet. Ons kan dit metafories voorstel as 'n gesin in die familie wat vir oupa sê dat hulle nie langer sy besluite gaan volg nie. En al sê oupa ook dat sy besluite nie afdwingbaar is nie, draal steeds oupa se van en raak sy besluite dus ook hulle naam. Nou sal oupa sien dat Namibië nie meer elke 4de jaar by hom gaan kuier nie. hy maak dit mooi duidelik. Mooi baie goed gestel. Wat Namibië gedoen het, was nie om van die NG Kerk af weg te breek nie, maar om die AS se eie kerkorde, artikel 37, toe te pas, wat sê dat 'n saamstellende kerk, synode, wat behoud van alle regte wat die naam van die kerk insluit, uit van die AS kan tree. Die AS is nie die NG Kerk nie. Dis 'n vergadering van die NG Kerk. Wanneer ander selfstandige, volwasse gemeentes, ringe en synodes dalk dieselfde pad as Namibië gaan loop, sal dit dus nie die einde van die NG Kerk beteken nie. Gemeentes, ringe en synodes kan steeds hul identiteit en onderlinge eenheid behou. Hulle het immers die 3 formuliere van gereformeerde eenheid wat hulle saamsnoer. Hulle sal ook steeds saam met die kerk van die eeue die 3 algemene geloofsbelijdenisse bly onderskryf, en dis wat die naam Nederduitse gereformeerde kerk beteken. Elke kerk moet aanhou reformeer, maar dit beteken nie
om stadig maar seker van die wesenlike skrifwaarhede in belydenisskrifte en geloofsbelydenisse weg te beweeg nie. Dis nie nou die tyd vir tong uitsteek nie, maar oupa, AS, jou era is waarskynlik verby. Jy het oor baie jare ook goeie werk gedoen. Dankie daarvoor. Ja, ons het al voorheen gehad 'n hele paar oproepe dat die leeftyd van die algemene synode is verby, want die algemene synode is net 'n koördinerende liggaam van streeksynodes, maar dis waar al die dwaalleer uitbroei, dis waar al die probleme ontstaan daarso. En dan wil dit afdwing op al die gemeentes, of nog erger, hulle sê jy kan kies. Nou word die twis afgebring tot by gemeentevlak, jy moet kies, wil jy nie duiwel glo, of nie, of wil jy nou gays in die huwelik verbind, of nie, of wat ook al. Ja, hier is nou nog 'n reaksie. Die skrif is hier duidelik aan die muur. Skrif is aan die muur. En dit is geskryf deur Dr. Henrietta Klasing van Randfontein. Ja, ek is baie bly sy jou aan met skryf, né? Dit het ook verskyn daar op Netwerk 24. Donderdag 20 Maart was daar 'n simboliese vraagteken stortreën in Windhoek toe verteenwoordigers van 43 Namibiese NG gemeentes met 'n groot meerderheid gestem het dat die 2022 besluit om bande los te maak van die algemene synodale verband van krag geword het. Dit het al in 2022 so besluit om bande los te maak, maar gaan 'n pad loop om te kyk of die AS self wil bekeer of nie. Dit beteken dat die NG Kerk se algemene synode nou uit 9 samestellende streeksynodes bestaan en nie meer 10 nie. So die Namibiese NG Kerk deel geword van 'n beweging dwars oor die wêreld waar behoudene groepe en denominasies bande breek met vrydenkende kerke. Van hierdie denominasies is die Free Church of Scotland, GAFCON, dis die Global Anglicans, Global Methodists, Evangelical Presbyterian Church en die Alliance of Reformed Churches. Selfs in die grootste denominasie in Amerika, die Southern Baptists, is geleide van verskywings wat kom. In die ander 9 samestellingsnodes van die NG Kerk Suid-Afrika is daar ook beweging onder vele behoudenis. Daar is meer as 100 doelerende gemeentes. Van hulle is deel van die 56 gemeentes wat die Konoina synode vorm. Sommige het dispute verklaar met die AS en dan is daar ook nog ander wat, soos Namibië, reeds bande verbreek het. Mene tekel Ifarsen. Die skrif is aan die muur. Nou is die vraag, sien die kerkleierskap die skrif aan die muur raak, interpreteer dit korrek, of gaan hulle maar net voortploeter aan hulle onbybelse dwaalleer soos wat hulle mee besig is. Dit is of kan jy die AS omdraai of nie? Dit lyk onmoontlik, maar nou ja. Dan het ons hier so 'n prentjie Rymhuis, dan sien ons daar 'n kerk, die NG Kerk Algemene Synode, dan sien ons al die mense daarso. Hulle het mos dit 'n Rymhuis gemaak ook. Ja, Rymhuis, jy kan almal en alles kan nie akkommodeer daar nie. Die Rymhuis met sy baie wonings. 'n Kollega vertel my ewe trots hoe hy binnekort die aangenome babatjie van 'n gay paartjie gaan doop. Aangesien die algemene synode mos besluit het dat gay pare kerklik bevestig kan word. Dieselfde synode het egter in hul vasgeloopte besluit bepaal dat hierdie soort verbintenis nie 'n huwelik is nie. Ons NG Kerk het so verward geword soos 'n verkleermannetjie in 'n smartie box. Dit is baie goed gestel ook. Wel, daar is 'n verwardheid, want aan die een kant sê hulle die gay verbintenis is okay, maar dis nie, jy kan nie trou nie, dit neem 'n ruk om daai ding te verstaan daar, jy kan 'n verbintenis hê, maar nou met die nuwe wet van die land, nou gaan hulle seker sê, jy kan nou, alles is nou. Ja, en dan moet hulle verbintenis, huweliksformulier opstel, maar dan werk dit ook nie uit nie, en wat gaan jy nou sê, wie is die hy en wie is die sy, of 'n hy en hy, of 'n sy en 'n sy, of wat, jy weet, nou ja, in elk geval. Dit is maar 'n storie. Die NG Kerk wat ek geken het, is gekaap deur leiers wat self nie eers meer weet wat reg en verkeerd is nie. Ja, sjoe. Dominees mag babatjies buite die huwelik doop. Baie dominees en dosente aan ons kweekskole glo nie aan die liggaamlike opstanding van Jesus uit die dood nie.
ook nie aan die maagdelike geboorte van Jesus nie. Ek ken 'n dosent wat nie eers meer glo dat Jesus die enigste verlosser is nie. Ai. In die sogenaamde ruimhuis, soos in Woke, van die NG Kerk word baie mensgemaakte wonings opgerig, sonder dat God daardie planne goedgekeur het. Mag die sinode van Namibië se wegbreek van die algemene sinode die begin wees van 'n slopingsproses. Die mense dink helder, né? Dis baie reg gestel. Sjoe. Ai. Dan wil ek afeindig hierso met 'n interessante parallelle, en hierdie is ook ingestuur aan my deur Henrietta Klasing, wat 'n baie mooi illustrasie is, en dit gee hierso die verduideliking van die verband tussen die Presbyterian Church in America, dis die PCA, en the Presbyterian Church USA, PCUSA. Klink baie dieselfde, maar daar is geweldige verskil. Nou sê die so, the Presbyterian Church in America, PSA, and the Presbyterian Church USA, PCUSA, are two distinct Presbyterian denominations in the United States, with the PCA being more conservative and the PCUSA being more liberal, particularly on issues like ordination of women and same-sex relationships. Here is a more detailed breakdown of the key differences. Number 1, inerrancy of Scripture. The PCA affirms the inerrancy and infallibility of the Bible, while the PCUSA does not hold to a strict view of inerrancy. It does not ordain women to any church office, while the PCUSA allows for the ordination of women and men. Then, social issues. The PCA generally holds more conservative views on social issues such as abortion, homosexuality, and divorce, while the PCUSA is more open to diverse viewpoints on these issues. Then same-sex relationships. The PCA opposes homosexual behavior and same-sex marriage, while the PCUSA has a more inclusive stance, allowing for the ordination of LGBTQ+ individuals and blessing same-sex unions. So hulle maak dit sommer deel van hulle leiers. Ja, die een kant glad nie en die ander kant totale al geïncorporeer. Dan church property. Dis nog interessant aan hierdie, kyk. In the PCA, congregations own their own property, while in the PCUSA, church property is owned by the denomination. Baie meer beheer oor, die ander is elkeen selfstandig. Dan die Constitution. The PCA's Constitution consists of the Westminster Standards and Book of the Church Order, while the PCUSA has its own Book of Order. Ja, sy eie riglyne, reglement, sy eie ding herskryf en herwerk. Dan centralization of power. The PCA is generally more decentralized, with power vested largely in presbyteries. Dit is nou die plaaslike gemeente, presbyterie, Presbyterian, while the PCUSA is a more centralized structure. Dan worship, aanbidding, is belangrik, né? Ja. The PCA tends to have more traditional style of worship, while the PCUSA allows for more variety and flexibility in worship practices. Dan historical content. The PCA was formed in 1973 by a group of conservative Presbyterians who left the PCUSA due to disagreements over theological and social issues. The PCUSA is the large and more established of the two denominations, with a history dating back to the 18th century. So hulle was oorspronklik die PCUSA. Alles saam, ja. En toe het die PCA weggebreek. Die conservatiewe ene, want die ene te liberaal gaan. Baie soortgelyk aan nou die Namibiese sinode. Wat ook weggebreek. Ja, en wat ook baie meer behouden is, en nou die liberale Suid-Afrikaanse sinode daar. Sure. Kyk wat staan die oorloos is. Jy wat so baie praat daar, ons het onmiddellik eindig. Ag, kykers, baie dankie, ons sien julle weer volgende week. Totsiens.